Goeiemorgen liefdes, ons groet die elkeen na die lieflike, die mooi naam van die Here Jesus Christus, die naam wat is bo elke ander naam, daar is nie 'n naam soos die naam Jesus. Die groeies van ons saam met Amen. Dat die hy is so goed, hy is wonderbaar, en ons doen ons dankie, dat ons vanmorgen kan opstaan en in die huis van die Here te kan wees. Dit is altyd 'n groot voorreg. So vanmorgen kom ons staan saam, en ek gaan so vra dat Sister Colette vir ons sal voorkom, en sy gaan vir ons punt maak met gebed. Baie dankie vir die mikrofoon. Môre almal, welkom by die volle tot in die kerk van Godpad, en welkom by die sonderskool se saal verloop aan Randweg. Yes. Almal sê so asseblief. Here, ons sê dankie vir vandag. Dit was 'n geseënde en goeie dag gegee. Yes. Here, alles sal saamwerk, eer vir U. Ja, dankie Here. Ons vra Vader dat U sal deel wees van hierdie diens en dat die Heilige Gees sal oorneem en sal doen wat hy wil doen en moet doen vir ons in ons siele en ons geeste soos nodig, Here. Dankie Here dat U sal seën elke verrigting wat geskied en alles eer van U sal wees. In Jesus naam, amen. Amen, amen. Wel, draai so 'n bietjie op hier, steek iemand se hand hier nog eens 'n stukkie, sê net welkom in die huis van die Here. Bly jy vanoggend hier. Welcome everybody that you watch me on Facebook. May God bless you and may you enjoy this service with us. I trust that God's presence will be right here in your home and we're going to magnify the Lord together. Amen. Praise God. God is good. And all the time, God is good. Prys sy grote naam. Doop die naam van die Here. Maar ek gaan sommer dan so vra dat ons diakens met ons help met die offergawe na vore sal kom. En dan gaan ons gereed maak om te saai in die werk van die Here, want die Here is getrou. Is julle nie om te saai vanmôre? Wat nee, waar is die mense? Is julle hier so? Ja. Ek wil julle dan nie vanoggend. Ek sê ons saai nou, ons saai ons met blydskap, want die woord sê dat hy te blymoedige gewer lief. Amen. Prys sy grote naam. Ek gaan sommer so vra broer Daniel, seën vir ons offergawe vanmôre tot eer en verheerliking van koning Jesus. Amen. Vader, so kom ons en ons sê dankie Here vir die voorreg Here om ons hand in ons sakke te kan steek, my Vader Here, nie om uit dwang uit nie, my Vader, maar omdat ons 'n goeie hart het, my Vader Here. En as ons saai, my Vader Here, doen ons dit met 'n blymoedige hart. Dit is waar. Here, ek vra my Vader Here dat elke saad wat gesaai sal word, elke tiende, my Vader Here, dat U dit bonatuurlik sal seën, my Vader Here, 100voudig, my Vader Here. Dankie Here vir elkeen wat ook nie het vanoggend, Here, dat U vir hulle voorsien, Here, sodat hulle ook kan saai om 'n oes te kry, my Vader Here. En Here, ek sê dankie Here vir elke persoon wat saai, Here. Mag dit al wees vir 'n besigheid of vir 'n kind of vir 'n broer of suster, Here, wat verlore is in die wêreld, my Vader Here. Dankie Here dat dit ook geantwoord sal word vanoggend, my Vader Here. En dankie my Vader dat U elke hart aanraak vanoggend, Here. En dit van klip na vlees sal maak, my Vader Here. Sag, my Vader, sodat hulle ook kan weet, my Vader, U is 'n regverdige God, U is lief vir hulle, Here. En dankie daarvoor, Here. Ek eer U, Here, in Jesus naam. Amen. 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 Look, die Here. Dan moet jy bloed pyn aan ons dankie voor hy. Wel, ons gaan die naam van die Here groot maak en ek hoop jy's gereed om dit saam met ons te doen vanmôre, want die Here is hier in die skrif sê, hy woon onder die lofsange van sy volk vanmôre. Amen. Into his presence we come. Dit sê groot naam. Wat is hier by my? Hallelujah. Let everything that I pray. Control.
voorbeeld, hy sal net goeie bly. He said, I'll praise when outnumbered. Yes, amen. I'll praise when surrounded. I'll praise in the valley, but I'll praise on the mountain. In ander woorde, oral man. Ons kan nie ophou nie. Die Here moet geprys word. Amen. Ons vanmôre die Here moet geprys word. Yes. Yes, amen. En dan sê ek, kind van die Here, leef reg. Amen. Want Jesus kan dalk enige tyd kom. Yes. Wees gereed, want hy kom verseker. Amen. Halleluja. Prys sy naam, alles.
innerlijke kind van jou uitspring vanmorgen. As jy daar, hy innerlijke kind, daar. Nou, allemaal is ons op my kind, is jy nie? Ja, ek is op my pa sy kind. Julle rek bro. Julle rek bro. Kom voor julle rek bro. Julle moet die ouens wijs doen vanmorgen, hè? Oké, is julle daar? Is julle daar? Daar. Sy weet wat kom, nie so lang is genomen. Wat my eindig. Praise die Here, lekker. Dis lekker. Geniet dit tot sonderskool man. Jy wou langs so spyl met jy sê lekker. Jy so ernstig lekker op en nie. Ons is verder van die Here. Amen. Dis die Here. Weet jy nie As jy reg kom.
Israel is hier recht op. En jullie recht. En jullie nog niet moe. Ja? En jullie moe. Kom, wees bietjie vir hierdie onderwyser en wees nie kan hier toe maak en wees vir hierdie koorkie man. Ons wil later as ons dit moet wat vergeet, hè? Dit is nog man. Ja, kom ons draai weer, kom ons draai weer. Kom ons draai weer. Is jullie recht nou? Are you ready? Yes. Weer kyk
En ek staan af, soos hulle sê. Bly sy groot naam. Halleluja. Nog een vol zondags voor de lekker hand. Cast your burden on Jesus, for He cares for you. Cast your burden on Jesus, for He cares for you. Okay, everybody, I'm going to need your help too. This song has hand motions on the higher part. I need you to lift your hands and lift Jesus higher. And roll over and stomp my feet. Okay, come on. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. I put my faith in Jesus. I put my trust in God. All of the ground is sinking sand. So I'm standing on the
Hallelujah. Praise the naam van die Here. I am a C. I am a CH. I am a CH. R-I-S-T-I-A. Praise die naam van die Here. My Bybel sê dis op daar. Is lekker die huis van die Here. Is lekker, ons kinders moet dit geniet en ons moet dit geniet want dit is lekker om die Here te dien. Prys sy naam. Maar ek wil hê jy moet saam met my opmaak vanmôre die woord van die Here in Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 11. Dit is 'n kosbare boek in die woord van die Here. Dit is 'n baie kosbare gedeelte en ons kan heelwat daaruit leer in die woord van die Here. Want hier kom hy gee vir ons die ek wil vir jou sê, geloof is belangrik. Ja, amen. En sonder geloof, sê die woord, kan ons God nie behaag nie. So ons moet geloof hê. Sê net vir al langs jou, jy moet geloof hê. As jy kan jy langs jou met goeie nuus vir jou.
Jy het geloof. Want God het jou geloof gegee. Amen. Yes, almal het geloof. Sê vir jou langs jou, almal het geloof. So as jy wat nie geloof het nie. Die woord sê, hy het ons almal 'n mate van geloof gegee. We all have a measure of faith. So everybody's got faith. So wanneer ek hierdie gedeelte lees in die woord van die Here in Hebreërs 11, dan lees ons van 'n klomp mangels. Ons lees 'n klomp name. En 'n naam is ons belangrik. Jou maak vir jou 'n naam gee. En jou naam is belangrik. Jou naam is kosbaar. Jou naam is nie sommer net 'n naam nie. Jou naam beteken baie. Ons het baie keer spreekwoorde as jy jou naam nou met 'n plank gestel. Jou naam is kosbaar. Daarom van alles in jou lewe is jou naam baie belangrik om op te pas. Amen. Moenie dat jou naam jou vooruit hardloop met slegte goed nie. Laat jou naam jou vooruit hardloop met goeie goed. Amen. En mense kan sê, wow, daai man, dan sien ek iets besonders. Ek sien hierso, nie een is volmaak nie. Amen. Wie wat sien ek in die gedeelte? Ek sien in Hebreërs hoofstuk 11 dat hier is die een mens. There's not one that's completely perfect. I see a list of names and I find in the Word of God that all of them have ons van het eerlik wees en sommer net sê, maar ek is ook een met foute. Maar wie wonderlik is dat God kyk nie na jou foute nie. God kyk nie na die flaws nie. Want God kyk na jou en my deur sy seun Jesus Christus. So when he looks at us, he doesn't see our imperfections. Amen. Dit is wonderlik om te weet dat wanneer God na ons kyk, sien hy nie ons swakhede nie, maar hy sien sy seun Jesus Christus en sy bloed waarmee hy ons gewas het. So vanoggend gaan ons by so 5 kwaliteite kyk wat hierdie mense laat uitstaan het. En ek dink wanneer ons kyk daarna, sal elkeen van ons ook besef, maar ons kan ook hierdie kwaliteite in ons lewens hê. Amen. En ons kan ook uitstaan vir die Here. Is dit wonderlik nie? Want die woord sê vir ons, en jy moet nou vir ou langs jou sê, God sê, alles is moontlik. Vir die een wat glo. Kom jy nou, hy favourite van jou eerste gesê, sê nou die ander kant ook nou, sê net die ander woord, sê net, God sê, met geloof. Amen. So we got to understand that God has already given us faith, hy het ons klaar geloof gegee, en die feit dat ons geloof het, bring ons op die plek, waar ons kan kyk en kan sê, waarlik, alles kan vir my moontlik wees. Amen. Want God gee ons hierdie vermoë. En dit wat ek sien in die eerste kwaliteit, wat ek in hierdie mense se lewens sien, wanneer ons dit lees, en ons gaan nou begin raak daaraan in Hebreërs hoofstuk 11, en dan wil ek net mooi hoor, is dat die eerste ene wat ek raak sien in hulle lewens, is dat hulle het Amen. So when we read the Word of God, and we read Hebrews chapter 11, and we get this list of beautiful names, en ons noem het in Engels, the hall of faith. Nie faith nie, maar faith. Hierdie is die geloofsmanne en vroue wat ons in die Bybel van lees. En hier is so kosbaar wat ons daarna kyk, en jy sien ons wat die woord sê, en daar's 'n man met die naam van Jakobus. En is wonderlik om na kyk dan. Dan sien ek, hy sê vir ons, luister, jy moet geloof hê, maar jou geloof moet ontvang in my lewe, dan sê hy, ek het jou prys betaal, en nou kan jy vir my lewe. Dis 'n wonderlike voorreg. So kom ons lees daar so Hebreërs hoofstuk 11, en ek wil graag lees in vers 1, en ons begin daar, en hy sê die volgende, hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En luister, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit onsienlike dinge nie.
bring as Kain. Waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuies gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het God behaag het. En vers 6 is 'n belangrike vers. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid, wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenisse ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy sou kom. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in 'n land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Vir ons opgeteken het in hierdie boek, en ek weet daar is vele meer, maar julle baie dankie, dat ons vanoggend kan let op hierdie mense wat ons van gelees het en kan besef, dat selfs in moeilike omstandighede, selfs in 'n tyd wanneer dinge vir hulle onmoontlik gelyk het, het U nog steeds deurgekom, en deur die geloof is daar oorwinning behaal. Ons dank U vandag daarvoor, is U die Here om geprys te word, en daar is geen een soos U. Amen. So Hebreërs 11 vers 1 sê, now faith is the substance of things hoped for. If I can believe, I can have what God has in store for me. En dit is belangrik om dit te besef, want die woord sê dat God praat met Noag, en hy sê dat Noag moet 'n ark bou. Nou hierdie is interessant, want God deel met hom, hy sê, kyk, ek gaan reën stuur, en hierdie reën gaan die hele aarde bedek, en dit moet baie water wees, want God sê 'n ark moet bou, sodat wie? Die mense gered kan word, maar die mens wil nie luister na God nie. En dat ek so dink aan vandag se dag. Dit is so asof ons nog in vandag dieselfde tyd leef, want die mense wil nog steeds nie hoor wat God sê. Die mense is nog steeds hardkoppig. Die mense is nog steeds op daai plek, waar hulle eerder na ander mense sal luister, as na God luister. My vriend, ek wil vanoggend vir jou sê, Noag, in hierdie tyd, bou, is dit nie wonderlik nie? Hy bou 'n ark, maar daar's geen reën nie. Dis droog. En nou jy weet, hoe mal kan sy prediking nou is? Verstaan, ek meen hierdie ou word deur God gebruik om 'n groot boot te bou. Om wat te doen? Die mense, hulle wil nie hoor nie. They don't want to listen to the message of God. But Noah didn't stop because they didn't listen. Noah obeyed God's word. Amen. Hy het God se woord bly vashou en bly glo en voortgegaan, terwyl ander mense nog steeds hom gespot het. Ja, partykeer word ons gespot ons as kinders van die Here. Is dit nie so nie? Sondag 2 keer op nog. Wat gaan met julle aan? Wel, miskien hoor ons op die boodskap wat die Here sê, want hy sê, in die laaste dae sal dit wees soos in die dae van Noag. So miskien let ons op die waarskuwing van God, wat sê, maak jou gereed, want die ark is reeds voor. My hoor, hy sê, my seun Jesus Christus het die prys betaal, en hy sê vir jou en my, dat almal wat hom aangeneem het, gee hy mag om kinders van God. Met ander woorde, almal wat die keuse maak, net soos in Noag se tyd,
die keuse gemaak word om in die ark in te gaan. Net so moet ons die keuse maak om gered te word. Waar kan nie vir my besluit nie? Waar kan nie vir my besluit nie? Familie kan nie vir my besluit nie. Die woord sê, wanneer ek en jy, dat is ons verantwoordelik vir ons sonde. Then I need to make a choice. Amen. Sien nog nie van doen. So keuses is belangrik. En elke persoon maak 'n keuse. Ons maak baie keuses elke dag in ons lewe. Baie keuses. So hy het God vertrou. Daar's wat die mens het geredeneer. Sê, "Ag, Noag, jy weet, kyk hoe lyk dit. Hier's weer so 'n wolkie en siggie Noag. Waarvoor moet ons ark toe gaan? Noag, kyk net hierso. Hier's weer so 'n riviertjie wat hierso loop, Noag. Elke dag gespot. Maar Noag hou aan bou. Hoekom? Want hy het 'n woord van God ontvang. Yes, amen. Jy wil langs jou jy ook 'n woord van God ontvang. Jy het ook 'n woord van God ontvang. Die skrif sê vir ons, die beloftes van God is amen. Amen. So God sê nie nee oor sy beloftes, hy sê ja. Amen. En God sê amen oor sy beloftes. Met ander woorde, hy sê, dit is so. Amen. So vriende, gee vir elkeen van ons beloftes, and He's giving us promises that we can hold on in difficult times in our lives. Amen. Maar hierdie storm kom God en hy bring vir Noag en sy huisgesin in die ark in. En die skrif sê, en God het die deur gesluit. En ons weet vanmôre soos ons hier sit, daar is 'n dag wat die genade deur weer eens gaan toegaan. En niemand, geen mens kan daar nie deur toemaak. As God besluit het dis die tyd, dan is hy toe. En daai was sy gaan blaas. En dan gaan ons huis toe. Ja, amen. Halleluja. Ons spoedig kan wees. Nou die woord sê vir ons dat Abraham self het God vertrou om 'n seun te hê. En Sara het op 'n baie hoë ouderdom geboorte gegee. En ons het die skrif gelees vanmôre en die skrif sê dit was nog by haar tyd, man. Sara was verby die tyd van kinders hê. Maar God kon selfs haar moederskoot oopmaak en vrugbaar maak dat sy 'n kind kon hê. Amen. God is getrou. En in hierdie gemeente weet ek, hier is heelwat nie kon skenk. Halleluja. So ons het vanmôre dieselfde God as wat Sara gehad het, wat gekom het en geantwoord het in 'n paar wat nie kon kinders baar nie. Wow. Ons het 'n getuienis. In moeilike tye is God getrou. Sê vrou langs jou, hy bly getrou. Nou hierdie is 'n baie belangrike stelling en ek wil jy moet besef vanoggend dat geloof ontken nie die realiteit nie. Geloof ontken nie die feit dat jy in 'n storm is nie. Verstaan nooit. Want as jy die geloof wat jy het, wat jou laat sien jy's in 'n storm, wat jy glo in God se woord, wat jou daar gaan uitbring. So dis nie waar ons verby die omstandighede kyk en ons oë op Jesus Christus gefestig hou, want God het gesê en God sal dit doen. Amen. Sê vrou langs jou, God het gesê en hy sal doen wat hy sê. Amen. Hier is kosbare woorde. Want God sê vir jou, ek sal jou nie bo jou kragte laat versoek nie. God sê vir jou, saam met die versoeking, jy ook die uitkoms. Amen. God sê vir jou en my, moenie begin bekommerd raak en twyfel nie. Hou vas aan my, soos hy deurkom. Amen. Die tweede punt hier. Hulle het nie net 'n woord gehad nie. Die tweede punt is, hulle het ook gereageer op die woord. They acted on the word. Amen. Maar al wat hy doen is hy vou vas aan die woord. Hy moet 'n ark bou. En hy het nooit 'n spyker of iets in hy hout gesit nie. Dan sou die ark nie klaar kom. God gee vir jou en my 'n woord. Maar hy verwag van ons om iets
doen. Amen. Baie kinders van die Here sit en hoop. God gee jou die tools. God gee jou die hout. God gee jou alles wat jy nodig het om die ark te bou. Met ander woorde, om jou uit jou storm uit te red. Maar wie wat doen ons? Is jy saam met my? Ons in ons lewens, ons wil hê, God gee jou alles. Hy sê, bou haar, maar God sê, hier is alles. En dan sê jy maar, jy moet die ark doen. Here help my! Soos die storie wat ek gelees het, van hierdie ou, wat op sy boot is, en sy groot boot kry toe 'n probleem in, en hierdie boot sink, en hier sit in die water, en man, die storm woed rondom. Hy sê, en dit jy wat hy sê, Here, red my, ek bly met Here, red my. En hier kom 'n stuk hout verby gedryf. Maar hy gryp nie aan die hout nie. Hy bid, Here, red my. Ja, van die hout al verby, en hier dryf hy nog seewater was vir 'n rukkie, en raak jy moeg. Jy kan nie heeltyd water trap nie, jy raak moeg. Was iemand al daar? Ja. As kind het ons baie in die see gaan swem. Ons het baie gaan swem. Ja, partykeer raak jy moeg, jy moet so 'n bietjie uit die water uitkom, dat jy net kan sit en jou krag ophou. Maar dit is lekker. Amen. Hierdie ou trap water, hy sê in die water, hy sê, die Here red my. En die Here kom, en hy stuur 'n boot by hom verby. Hy sê, tou. Hy sê, nee, die Here gaan my red. Dis wat ons baie keer doen. Kind van die Here, die Here stuur vir jou die hulp, die Here stuur vir jou redding, die Here stuur die uitkoms, maar wat ons wil hê is, God moet nog steeds kom en dit self kom doen. My vriend, as Noag nie die ark gebou het nie, was Noag en sy familie saam met almal dood. Al het hulle die Here geken, al het hulle op die Here vertrou. Is jy met my, kind van die Here? Maar Noag moes sy geloof in aksie sit. Familie, om daai ark aan mekaar te sit. Nou as jy gaan kyk na die grootte van daai ark, daai was 'n groot taak vir 'n paar mense. Dit was iets klein. Dit was 'n massive job. Want daai ark moes al die diere kon huisves. Wel, ten minste nie almal nie, maar 'n paar en 7 pare. Onderdiere, 'n paar. Maar reindiere, 7 pare. Is jy met my? Dit is nogal 'n groot. En dan ons hier vir Abraham. Abraham los die bekende. Sê vra langs jou die bekende. Jy sê ons bid in ons storm, ons bid. Here red my en ons verwag dat God vir jou die uitkoms gaan gee soos jy daarvan hou. Is dit nie waar nie? Ja, ons moet ons vir die Here sê ook hoe hy dit moet doen. Jy red my red. Maar as jy nie doen soos ek vra nie, dan is dit nie hy nie. Noag, nie Noag, die Abraham, los sy bekende. Hy los die. Ek weet nie van jou nie. Ek in my kar kom om te ry, lekker. Is nie lekker om net te ry en jy ry so maar net nie. Partykeer dan ry jy rondom taal, jy weet waar jy gaan, jy gaan net so draai en jy gaan net weer terug huis toe. Jy weet nog steeds waar jy gaan. Maar niemand van ons kan in 'n kar, ons trek weg en ons ry nie. En ons hoop ons kom ergens uit nie. Amen. Niemand doen dit nie. Nee. Jy hoor sy jou met die slags gaan jy ja wegtrek en jy ry net so. Jy vra, "Waar is jou pad?" Nee, ek ry so met dit. Baie, nee, ek weet nie. Mense nou maar vir jou loer of jy sê, jy seker nie lekker nie. Jy moet nou ons weet waar jy gaan. Net hoe ry jy? Dan gaan jy mos nie verder kan ry nie. Ons beplan ons roetes. So baie keer, want ons sê God moet ons uitlei soos ons wil hê hy dit moet doen. Maar God sê nee, ek wil hê jy moet my vertrou. Luister net na my stem. Ek het jou my woord gegee. Ek gaan jou vat na 'n plek toe, die beloofde land. En hoor hy skrif wat ons gelees het vanmôre. Hy sê he was looking for a city. Yes. Looking for a city. Hy soek 'n stad, maar God self die bouer is. So hy soek vir 'n plek en die skrif sê hy het aangehou glo,
aangehou stap sonder om die plek te kry. Dis amazing. Maar belofte vas te hou, kind van die Here, ek wil iemand hoor baie keer in ons lewens, het ons nodig om vas te hou aan 'n belofte, al sien jy nie die resultaat nie, hou vas daaraan sodat jou kinders kan sien, die wat jou volg kan sien, jy gee nie op nie, maak nie saak hoe dit lyk nie, want God is getrou. Amen. Sê maar dan jy moet vashou. Geloof is nie passief nie. Elke hero, elke held deur geloof. Abel het God aanbid deur sy offer en dit was deur God aanvaar. Abraham het sy tuisland verlaat en God sê, man, daai en die rykdomme verwerk, die rykdom van Egipte verwerk, sodat hy aan God kan vashou. Halleluja. My vriend, ek wil jy moet hoor vanoggend, baie keer kos dit ons meer as wat ons dink, maar as jy vashou, God is getrou om jou deur te bring. Ware geloof sal altyd aksie produseer. Wat jy sê, geloof sonder werke is dood. Geloof sonder werke is dood. Dan moet geloof wees. Hebreërs 11 en vers 10 en vers 13 sê vir ons dat Abraham soek 'n stad wat God die bouer van is en hy het bely dat hy net 'n pelgrimsreisiger is deur hierdie land. Amen. Ons raak so vasgevang in hierdie wêreld en hierdie plekke waar ons woon, dat ons dink God kom nie meer nie. My vriend, ek wil vir jou verseker, he's coming back. Is he ready or not? Halleluja. Prys sy groot naam. My vriend, ek wil jy moet hoor vanmôre, dat God praat met jou en my, en hy wil hê dat ek en jy moet weet, dat ons moet kyk verby hierdie wêreld. Sê vir hulle, as jy moet verby die wêreld kyk. Sê vir hulle, as jy verby omstandighede. Hou jou oë op Jesus. Amen. Hoekom? He's coming back again. He's coming back again. Gemak en aardse rykdom en aardse fyn. Maar op die einde van die dag kan dit jou nie red nie. Daar's net een wat jou kan red. En sy naam is Jesus. Amen. Glo jy dit vanmôre? Jong mense, glo jy dit vanmôre? Net Jesus kan jou red, prys sy groot naam. So wanneer ons onsself sien as pelgrimsreisigers, dan hou ons nie die wêreld vas as 'n plek is nie. Ons besef, hierdie is net 'n plek waar ons deurgaan sodat ons by ons bestemming. Ja, die stad wat God bou en mense is dit daar nie 'n mooi plek nie. Ons kyk uit na daardie stad. Die vierde ene. Hulle moes volhard deur die geloof. Ek wil net so volhard asseblief. Volhard. Ek wil vir jou sê, wanneer die druk hoog is, moet jy vashou meer as ooit van tevore. Verstaan vanmôre, wanneer die druk op jou is God nader aan jou as wat jy ooit dink. Toe Sadrak, Mesach en Abednego in die vuuroond is, hoor mooi, opdaag nie. Sien nie? Sadrak, Mesach en Abednego was nie buitekant die vuuroond toe Jesus hulle kon verlos en red nie. Nee. Sadrak, Mesach en Abednego was in die vuuroond gegooi. En toe hulle in die vuuroond is, in die warmste tyd, die moeilikste tyd, die hardste tyd van hulle lewe, toe daag die vuurbeeld op. Jesus Christus in hulle midde. Kind van die Here, you might feel alone, but just keep your eyes on Him. He will show up when you're at the place when He says, this is your moment. Glo vir my vanmôre, hy sal jou red. Hy is getrou, dit is wie hy is. In Hebreërs 11 vers 35 was gespot. Party van hulle was selfs in die tronk gegooi. Ander was selfs doodgemaak, maar die woord sê, hulle het geweier om hulle geloof te laat vaar. Hulle het volhard.
got to keep your faith. You got to keep your faith. Don't lose your faith. Why? In your troubled times, in your storm, your faith in Him will make a way. Amen. Amen. Yes. It will make a way because God is faithful. Geloof is nie of word nie bewys in goeie tyd nie, in goeie weer nie. Geloof word bewys in die storms van jou lewe. Onthou daai lied en ek weet nie wie oorspronklik het gesing nie, maar iemand het gesing en het gesê deurgedra. Hy het my deurgedra. In die storms van my lewe was hy altyd weer getrou. Amen. Hy het my deurgedra. Ek onthou daai storieetjie van die voetspore op die sand en dan kyk die persoon uit hierdie loop lekker 2 voetspore en ewe skielik op die moeilikste tyd in sy lewe sien hy net 1 ry voetspore en hy sê Here, ek het iets agtergekom. Hier op die sand sien ek 2 ry voetspore, maar in die moeilikste tyd van my lewe is hy my gelos. En God antwoord en sê jy maak 'n fout. Is in daai moeilikste tyd van jou lewe het ek jou nie gelos nie, maar die 1 ry voetspore wat jy sien, is ek wat jou gedra het. God is still faithful to bring us through. Jou geloof moet onwrikbaar wees. Moet nie kan geskit word deur omstandighede nie. Ek hoor baie keer so mense sê, ja, ek weet nie of ek wil aangaan nie. Hou net aan. Volhard. Jy sit daar, waar jy voel jy wil ophou. Maar al wat jy moet doen is, moet net nie ophou nie. Hou aan. Aanhou. En ek kan jou verseker, as jy deur dit kom, gaan jy terugkyk en sê, wow, ek kan nie glo ek wil daarop gee nie, maar die Here het my deurgebring. En jy wil hê in moeilike tye in ons lewens waar die Here deurgekom het, want hy bly getrou. Yes. Amen. Hulle geloof het hulle onbeweegbaar gemaak in moeilike tye. Halleluja. Die skrif sê dat ons moenie soos 'n riet wees wat die water net neergesteel word. Dan sê jy kan, dan sê daai kan, ek en jy moet wees soos 'n boom volgens Psalm 1, wat geplant is by waterstrome. Sy anker is diep, sy wortels is sterk, en as die storm kom, staan hy nog steeds, want hoekom? Hy is geanker in die Here. Halleluja. En die wat doen hy? Gee vir jou die oorwinning, selfs in hierdie moeilike tyd van jou lewe. God is faithful to do it even when you think he can't do it. Halleluja. Geloof getoets word. Sonder jou vertroue nie. Jy moet weet, jy moet aanhou vertrou op die Here. Hou aan glo. Jy sien, as jy nie glo nie, kan dit nie getoets word nie. Amen. Geloof word getoets. En die skrif sê, dit is die toets wat ons geloof louter, wat dit skoon maak, wat dit suiwer maak. Sal jy vashou ten spyte van wat dit kos? As ek net dink aan die disippels, almal gesterwe, maar hulle het vasgehou in die geloof. Yes, amen. Amen. En ons dink is nie daai tyd. As ek my Bybel lees, dan sien ek daar kom 'n tyd. Ja. Daar kom 'n tyd wat die anti-kris regeer, sê die woord. En as jy nie bereid was om die merk te vat nie, die merk van die dier, dan sal jy sterwe. Jy sal doodgemaak word. Jy sal gepynig word. Dis wat die woord sê. So there's even coming a time worse than those days. You'll have to hold on by faith. Dit van Here sê maar langs jou, hou jou geloof. Die skrif sê, as ek jou op, en werp jou die see, en as ek nie in my hart twyfel nie, sal dit my gehoorsaam wees. Halleluja. Al wees soos ek glo. Halleluja. Glo vandag dat die Here is getrou. Hebreërs 11 vers 5 en 6 sê dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hierdie mense in hierdie geloofshol,
het gewys dat God getrou is. Hulle het gewys dat God selfs in hierdie moeilike tye op staat gemaak kan word. Vertrou die Here. Amen. Sê vir almal jy moet aanhou vertrou. Kyk mooi wat gebeur. Henog het op die woord van God gedoen wat God gesê het. En die woord sê dat God het hom gevat huis toe sonder om die dood te sien, want hy het God behaag. Halleluja. Amen. Wow, come on, kind van die Here. Just think about it, that God took him home because he was faithful and he didn't waver. He stood fast on the word of Almighty God. He pleased God. Man, dis 'n goeie nuus daai om te hoor. Hy het God tevrede gestel. Meer as wonderwerke en dit wat ons bereik, kyk God na die hart wat op hom daagliks vertrou. Kind van die Here, dis nie net nou en dan nie. Dis konstante vertroue in God, dat hy kan alles doen. Hulle het vasgehou. So vandag weet ek, dis nie jou groot bediening wat saak maak nie. Dis nie eens jou reputation nie, hè? Wat saak maak, is dat jou geloof God tevrede stel. My vriend, hou vas aan God, stap die pad saam met hom, en weet, hy sal jou by die ander kant uitbring, as jy vashou aan hom. Amen? Just trust in him. En ek wil afsluit in hierdie boodskap. En ek wil vanoggend vir jou sê, weet dit, hierdie helde van geloof het vasgestaan, omdat hulle geglo het, daarop gereageer het, hulle het volhard, en hulle het gekyk na iets verder, as net hierdie oop. Ons kan dit oop doen. You can do it. You can do it. Hulle was nie volmaak nie, maar hulle geloof het hulle oorwinning gebring. Glory to God. Man, as ek so na my lewe kyk, en ek is seker in hierdie kerk vanoggend, as ons 'n paar mense moet vra, sal hulle ook vir jou kan sê, dat in storms van hulle lewe, het die Here vir hulle deurgekom, en hulle oorwinning ervaar. Amen. Ek weet vanmôre, hier is baie wat kan sê, die Here het deurgekom, selfs in hierdie tye. Die skrif sê in Hebreërs 12, that is strength unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hou vas aan die Here. Moenie toelaat dat die vyand jou pootjie nie. Jy's te naby aan die einde. Jy's te naby aan die wenstreep. Moenie nou opgee nie. Ek onthou een van daai lang afstand reise, sy spier getrek. En sy pa het gesien, hy het sy spier getrek. En sy pa, nadat almal verby is, het uit die skade uitgekom en na toe gekom en hom net gehad. Ek sê, hierdie wys gehardloop, het so ver gekom om by die wedstreep uit te kom. He made it to the end. Hy het 'n getuienis ontvang, dat hy het volhard. Selfs met 'n spier wat seer is, het hy klaargemaak, hy het die wedloop voltooi. My vriend, gaan ek en jy ook nou sê eendag, ons het die geloof behou. Ten spyte van storms, ons het die geloof behou. Gaan jy onthou word as 'n persoon van geloof? Dis die vraag. Baie belangrike een. En net jy kan dit antwoord. Niemand anders nie. Ek wil jou vra om jou oë te sluit daarmee is. Vader, ek dank U dat ek vanmôre U woord kon bring soos U my gegee het om te bring. Ek volg gespreek met vrymoedigheid en ek kyk na hierdie manne van geloof en ek besef, Here, nie een van hulle was volmaak nie, maar nogtans, self ten spyte van wat hulle deurgegaan het, was U getrou. Ten spyte van wie hulle was U getrou. En U het hulle oorwinning gegee in moeilike tye van hulle lewens. Here, hier is ons vandag. Ons elkeen mag dalk 'n ander tyd in ons lewens beleef. Party dalk in 'n storm, ander besig om deur die storm te gaan, ander besig om uit te kom by die storm, ander miskien bo op die berg vandag. You know every person. You know every circumstance. And today, you are faithful. And we trust in you. And we rely upon you. Because we know you are faithful. And you are true. Terwyl ons oorgesluit is, hoofdgebleid is vanmôre nie daar waar jy is. En nog nie Jesus in jou lewe ingenooi het. Jy wil nie vanoggend besluit neem om Jesus Heer van jou lewe te maak nie. Jy weet geloof. Begin daar. Begin
waar ons die woord hoor en dan reageer daarop. En die reaksie van waar is om te sê, Here, red my. Ek wil opkind wees. En as jy nog nie daai besluit geneem het nie, wil ek vanoggend vir jou vra, weet jy waar jy is? Hier net vandag. Waar jy is, jou hand opsteek as 'n teken en sê, pastoor, sal jy asseblief vanoggend vir my bid. En ek gaan nie uitreik nie. Die Sondagskool het nog deel van hulle program om te doen. So ek gaan vra, en dan gaan ons aan met die diens. Laaste keer, dat iemand is vanmorgen, en jy gou jou hand opsteek en ons gaan saam met jou bid in hierdie oggend. Vader, ek dank U vanmorgen. U het gespreek tot ons en ons het U woord gehoor. U ken elkeen. Here, maar miskien daar op Facebook gaan daar iemand wees wat die boodskap hoor en sê ek het Jesus nodig en ek wil my lewe vir hom gee. Dan wil ek U vra om daar saam met hom te wees, saam met haar te wees. U sal verander. En ek vra nou, Here, dat U sal kom en so in hulle werk. En ons gemeente bid saam en sê, Here Jesus, ek kom na U toe en ek erken ek is 'n sondaar. U woord sê, as ek met my hart glo en met my mond die Here Jesus bely dat hy die Here is en dat God hom uit die dood opgewek het, sal ek gered wees. Ek glo dit met my hart en bely dit met my mond. En daarom dank ek U dat U my nou gered het. In my oor. Ek glo Jesus is die Seun van God, gebore uit die Maagd Maria, gesterwe op die kruis van Golgotha, opgestaan uit die dode en sit nou kom. Die woord sê, as ek my hart glo, met my mond bely, sal ek gered wees. Dankie dat U my nou gered het. Amen. Well, praise die Here. God is good all the time, and all the time God is good. Ek gee oor aan broer Pieter. Die mikrofoon aan die Here. Goeiemôre almal, soos ek julle kan sien met ons Sondagskool tema vir ons fondsinsameling. In die ou tyd het ons dit die randreiging genoem, ons het besluit om dit te verander na saad van hoop. Amen. Want ons wil baie graag ons baadjies uitvat op die einde van die jaar op 'n uitstap en om dit te kan doen het ons fondse nodig in die Sondagskool. Soos ek julle kan sien, was 'n harde winter het al sy blare verloor. Alles, ja. Ons boompie kort 'n hele paar blare. En soos ek julle kan sien, is hier so baie plek om te saai. Hier is ons baie gaatjies gemaak in die bakkies om saad te saai. En ons weet, Jesus het 'n blymoedige gewer doen. Ek is 'n 100voudige gelowige, so ek glo wat ek ook al saai, gaan ek 100voudig terugkry. Ja. So as die woord met 'n belofte, ons gaan 30voudig, 60voudig en 100voudig maai op dit wat ons saai. So ek gaan almal nooi om ietsie te kom saai, soos ek die Here op julle ja, sit ons het ons maats einde van die jaar wil doen vir die afsluiting. Ons gaan hulle so 'n bietjie uitvat, weg van die kerk af, en ek glo die Here gaan voorsien met dit wat ons nodig het. Amen. Baie dankie almal. Baie dankie. Jy kan jou saadjie kom saai en jy kan die boompie blare gee vandag.
kerk se rekening in te saai met die verwysing saad van hoop vir die sonnaskool en ons sal dit so oormerk aan hulle en jy kan ook hulle so seën en ons sal miskien ons sal die besonderhede op die ook vir ons sonnaskool. Amen. Geef ons sonnaskool net 'n lekker hande klap. Ons gaan dan so dat die afkondiging so vanmôre en bly was saam met ons hier gewees in die huis van die Here en natuurlik die verjaarsdag is ons 'n groot geleentheid, né? En die 29ste September het ons mense wat verjaar en dit is Doreen Beweers en Doreen Alles en Jacques Jacobs wat ook verjaar. Ek sê baie gelukkig. Is dit net hulle hier weer? Nee, dit is ons drie ouers hierdie week. Baie en nogal op een dag. Baie gelukkig. En elkeen van u wat verjaar, mag die Here u ryklik seën en sommer nog baie mooi jare vorentoe gee. Ons suster is baie gelukkig. Mag die Here weer ryklik seën. Mag dit 'n mooi jaar wees. Vir elkeen van u wat verjaar, 'n mooi jaar in u lewe wees. Die beste jaar van jou lewe tot nou toe, né? En volgende jaar as jy wil spaar, of jy nog nie kom het nie, as dit nog 'n beter een. Amen. Amen. Ons sing saam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ag nee. Huwelikserkenings. Ek het nog net iemand ontmoet nie. As iemand wil trou, hierdie week is beskikbaar. Dat ons volgende jaar in hierdie week, né? Okay, lei die naam van die Here. Baie geluk as hy ons afkondiging. Dis natuurlik vanaand om 5:00. Vanavond om 5:00 is ons weer by mekaar, maak ons die naam van die Here groot. En dan natuurlijk die volgende Sondag hier ons Spaan om 9:00 oggenddiens en 5:00 die aand is dit ons aanddiens. En moenie mis nie. Yes. Halleluja. Amen. God's good. Glo vir my. Moenie vanaand mis nie. Amen. Jy kan gerus praat met Rupiede, die sonnaskoolpersoneel, se Colette en Lucinda, Nicolien, wie staan nog? Wie mense? Anziara, ek sien dan nie daar om jy sê. Baie van hulle nie daar sê, okay. Julle kan met hulle praat? Okay, yes. Hulle het gesê hierdie vakansie gaan hulle aanhou sonnaskool want die tyd is so min, dis net 'n kort vakansie in elk geval. So hulle gaan nog steeds sonnaskool hê reg in die vakansie, hoor. Net 2 Sondae. Okay. Dan dit staan, dit ons ook 'n evangelisasie koffie kroegie by die kerk en jy kan iemand bring hiernatoe en iemand gaan saam met jou kom bedien en met daardie persoon gesels, jy's welkom van 7:15 af. Tot 8:00 toe is hulle hier en deel met mense, bid saam en jy kan inskakel en deel word daarvan, hoor. Dankie my vrou, ja, ek sien hom nie daar nie, maar maandag aan om 7:00 bid ons hier by die kerk saam van 7:00 tot 8:00. Kom saam met my, kom bid saam. Ek weet daar's nog krag in gebed. Amen. Glo nog in die krag van gebed. Glo die Here antwoord gebed. Amen. Ek kan dit verseker sê. Kom bid saam met my. 7:00 hier by die kerk van 7 tot 8. 8:00 maak ons kopelinge. Die ouens wat graag wil lidmaat word of gedruk word, Broerbein staan daar agter. Broerbein waai van daar sy hand op. Dis Broerbein daar agter. Broerbein gee. Hy gaan 'n klas reël. Hy gaan jou weer die stappe vat. Hy gaan jou mooi verduidelik en dan binnekort, of sal ek sê voor die einde van hierdie jaar, dan tap ons hierdie doopbad weer vol. Yes, en ons gaan die mense doop, né? Amen. Die ou mense begrawe en nuwe mense gaan opstaan in Christus Jesus. Wonderlike voorreg om daar deel te kan hê. Moenie vergeet nie. Okay. Moenie vergeet nie en ek weet ek sou in Dinsdag aan verby by die dinge met die evangelisasie, ons gaan 'n dag moet verander. Val my nou weer by, ek vergeet. Die oefening vir die konferensie, ons het net Oktober maand basically, ons oefen. Okay, en ek
praat die van 7:30 af tot 8:30 toe. Was dan nog weer daai tyd, so dis vir die dansers, dis ook sommer vir die musikante en die voorsangers, en die ons daar gaan betrokke wees, en so, ons gaan hier by die kerk doen, so mag julle program so die mekaar maak, maar hou dop, ek gaan op die WhatsApp groep gaan ek vir julle inligting uitsit, né? Okay, so luister mooi, en ek wil weet jy sommer ons dansgroepe ook aanmoedig, Dinsdag aand, wees hierso, kom oefen saam, kom word deel daarvan, en ek glo, dit gaan 'n lieflike tyd wees, en dit gaan groot wees. Ons wil dit hoe kan ek nou sê, 'n regte verteenwoordiging van Suid-Afrika maak. So, almal involved. Amen. Amen. Jesus het ons net een keer, net rooi. Is mos so, né? En Jesus het ons net een keer, ons net rooi, die bloed van Jesus. Amen, ja. So, kom ons maak dit so, ons maak dit lekker, ons gaan 'n lieflike konferensie hê, die laaste dag, die 30ste Oktober. Is die 31ste Oktober en die 1 November. Mense, daai aande wil jy nie mis nie. 7 uur daai aande gaan ons hier konferensie hou en ons moderatuur, ons leiers van ons kerk is hierso van na bo af. Hulle kom hier na ons spesiaal in die bar. Bedien, pastoor Jannie Collins, bedien hy hier by ons, een van ons weer moderatuurslede, en ek wil vir jou sê, it's going to be a blessing. Nooi mense saam met jou, en ek wil vir jou sê, jy gaan moet vroeg kom, want ek is seker, hierdie plek gaan propvol wees. Amen. Ek sê nou weer, hierdie plek gaan vol wees. Ons sê dit wat ons wil sien, ons wil hulle moet sien, ons wil 'n nasionale konferensie aanbied. So ons wil hulle impress, né? So julle moet ons help om hulle ons moderatuurslede, ons moderator, Dr. Stefan Peterson, ons sekretaris-generaal, pastoor Lier Kelser, ons eerste deputy moderator is pastoor Takalani Mfumade, ons het ons tweede deputy is pastoor Dirk Enslin, en ons derde deputy pastoor Danny Kalitz, en hulle gaan hierso wees, moenie uitmis nie. It's going to be a great time in the presence of the Lord. Amen. Amen. Daar toe skakel in myself, of begin self, kind van die Here. Ek wil jy moet besef vandag, die tyd is min. Ja, amen. So, hoe kan jy so versekerheid sê? Hou dop wat gebeur in die wêreld. Hou dop. Jy sien wat gebeur. Baie van die goed wat Openbaring van praat, is klaar in plek. Is besig met vervulling te kom. Ek wil julle hoor, die perde gaan hardloop. Ja. En hulle het jy laat bly. Die perde gaan hardloop en jy kan sien, hulle staan klaar reg. As jy dit kan sien, oh church, we got to wake up. Die end is near. Halleluja. Skakel dit self. Dis nou tyd om mense te vertel van Jesus Christus. As daar ooit ben vir die Here, is dit nou. Sê nou wat jy is nou. What you want to share with people. Wees jy ook in Noag nou wat met almal praat. Sê kom in die ark, kom in die vloed kom. Vertel nou. Tyd raak nou. En van die Here. Glory. Donderdag? Nazarenes? Ja. Staan op pols. Ek gaan vir julle laat weet. It depends on what's happening van op donderdag af. So, we'll let you know. Okay. Maar hierdie donderdag klink dit vir my dat oefen. So, hierdie donderdag kom en loopdans is 6:30 hoor. Amen. Dan ons jeug, natuurlik. Was die mic? Was die mic? Wat van die mic gedoen? Hy wil nie. Hoe hierdie? Dankie. Okay. So Vrydag aand is dit jeug van 6:00 tot 8:00 en kom bring die jong mense op, kinders van die Here. Ons het 'n belofte aan God om seker te maak ons is by die Here. Ek het nie my pa gevra om na jeug toe gaan nie. My pa het ons jeug toe gevat. Amen. Ja. Afgelaai by die jeug, was daar. Hulle was die belofte op sommer by die jeug. So jy kon nie eens vir Japan weet nie. Ja. Jy sorg dat jy vir die jeug. Ouers, ons het 'n verantwoordelikheid. Eendag gaan ons aan God verantwoordelik doen. Dit het ons gesê. Enjoy your son groep.
En as jy wil deel word, soos Emily baie vir hulle, daar is Suster Emily, praat met haar. Kijk, die Joyous Sanggroep. Amen. Hulle is Joyous. Vol blydskap. Dan die lofees. Ek kan nie glo, ons is hier in die jaar al nie. Mense, het voel soos gister wat ons sê, Happy New Year! Ons raak alweer reg in die lofees. 30 November, 15 aan, hou ons lofees. En ek weet nie hoeveel plek is daar nog nie. Daar nog 11 plekke oor. Wat gaan aan met die jaar? As ook 11 plekke, gou. Kom ons kry ek 11 vol. En ons gaan 'n lieflike tyd hê op daai 30ste, 5 aan. En ons gaan die naam van die Here groot maak. He's gonna be good. Elke jaar is ons 'n lekker fees, né? Amen. 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 Okay. Ons blesbox. Moenie ons blesboxe vergeet nie. Hier is een, daar's een. Kom ons bring die onbederfbare goedjies, die onbederfbare voedsel. Kom ons bring dit en ons gaan weer iemand bless. Die woord sê, dis beter om te gee As om te as ontvang. om te ontvang. Amen. Maar as ek gee, nee, wie wat gebeur? Ek het saad in die grond. Amen. En wie wat gebeur met saad? Saad lewer oes. Te prys God. As ek saai, kan ek maai. Amen. Dan kom ons help weer om iemand te bless. Amen. En dan hy weer kragtige mense, jong, hulle dan maar ouer. Hulle sê vir baie dankie. Ek het vanoggend hier was in die huis van die Here. Dis hy vrou Lindy man, sy maak so mooi jongens. Special. Dankie dat jy hier so was. Dankie dat jy tyd uitgekom het vanmôre. Mag die Here jou ryklik seën en mag hy sommer net 'n lieflike dag verder wees in hierdie week. Kom ons gaan staan en dan gaan ek vra dat Suster Anzel vir ons kom afsluit met gebed asseblief. Miskies, Anzel, staan ons vas. Julle kan maar net so staan. Dani, vertel ons van die goedheid van die Here ons moet hoor. Goeiemôre julle. Ek het vanoggend se woord geluister en dit het so uitgestaan vir my. Nou Maandag die 22ste, toe kom daar 'n memory op die foon op waar ek 10 jaar ek noem dit celebrate, waar ek skoon is van dwelms en alkohol. 10 jaar. Wow, come on. Wat is God doen ons? En ek gaan vir julle sê, maar was tye gewees wat ek gevoel het, nee, ek kan nie, ek moet, maar pastoor het die woord bevestig is, moenie opgee nie. En ek wil julle bemoedig, die wat mense ken, of selfs julle wat deur ietsie gaan, moenie opgee nie. Moenie opgee. As hy dit vir my gedoen het, as hy dit vir ander kan doen, kan hy dit vir julle ook doen. Dankie. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit, we give you thanks for this beautiful wisdom. Thank you for beautiful peace that you formed. Thank you for making it all possible. Thank you for the word that we received today. And we ask, Father God, that before we leave here today, we leave it all on the cross. Everything that we've come here today with, all our burdens and all our worries and anxieties, because we all came today with a different expectation. And Father God, who knows us like you know us, who carry us, who sustain us, who provide for us, who love us like you. You are the great I am. You are King of Kings. You are Lord of Lords. You are our Father. Yes. Oh, yes. And today, before we leave here, we leave it at the cross and we put our trust and faith in you, Jesus Christ. You, the work that you done on the cross. You said that done. So we leave it here today. And we leave out here with the seed that we have received, yes. the word that we have received. And so ask Holy Spirit that you remind us from how far you have brought us. Yes. Life, past, present, and future. Because you have never left us nor forsaken us. You have always been there with us, carrying us, providing and making a way when there seems to be no way. Because we know ourselves, you know us, and you are for us, and you love us. And we ask that the word that we have received
Just like the pastor has said, that all things are possible by Yes, grace. Lord. Hallelujah. Faith in action. Yes, Help Lord. us to go out into our different environments. Everyone that works in different environments, our kids in schools, Yes, to Lord. carry out faith, to walk by faith and not by sight. About us, but it is about you, glorifying you and honoring you in all that we do, and help us to guard our hearts and what comes out of our mouth, Yes. so that we can edify one another and speak life and positive over one another. And every situation and trial that we face, that we speak by faith, put our faith in action, and that you will carry us throughout this week, and not leave it. Let the enemy come and steal it when we leave here. To come and steal our joy and steal the word. But that it will carry us and sustain us through the Father God, for your hedge of protection and a fire wall around us as we leave here today. Pray for unity and for peace in our families, our friends, amongst our friends, that you will protect our kids. They are fighting battles that yes, parents don't even know of, because they've been bullied in school. They feel forgotten. They feel overlooked. They feel like they don't fit in. And the enemy wants to come and steal, kill, and destroy their innocence. Their characters, lie to them, but make them known. Make yourself known to them, Father. They are never alone. They are never lost. They are never forgotten. And help us as parents to lead by example, to carry out that faith, to pray over our children, to carry them, and to bring them to your house. And may we all serve you together. Just like your word says in Joshua 24 verse 15, but as for me and my household, we thank you, Father God, for your great love. And thank you for first loving us, that's so we can love. Yes. We ask that you be with us through this day, through this week, that you provide all that we need, and all things are possible through you. We love you, we glorify you, we honor you. And we ask all these things in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and by the power of the Holy Spirit. May your will be done above all else. Amen. 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 Thank you, my sister. Ons gee ons besoekers 'n lekker handklap. Kom hier, kom hier staan met ons. Jy is altyd welkom en ons het altyd plek. God bless you and ontvang die seën van die Here. Mag die genade is die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly totdat hy kom. Amen. Die Here seën jou van